connect to the future. The all-new high horsepower tractor from Massey Ferguson, introducing the Massey Ferguson 9S. Julle twee mag klap, nee? Thank you very much. Introducing the brand new Massey Ferguson 9S. It's a new dimension in accessible high horsepower tractors. Available with the latest and greatest technology, all built to save you money, sir. The Massey Ferguson 9S is available from 340 up to 425 horsepower. But as Massey Ferguson, you know, we always go about value, putting our farmers first. And so we've got another surprise for you guys. To my left or your right, we have another introduction. It's an all-new tractor. It exceeds your expectations. It delivers results. Proven technology. It's a new experience. Introducing the Massey Ferguson 5M! This is pretty exciting for us at Massey Ferguson. We finally got into the 145 horsepower class. These are our medium utility tractors, starting at 105 horsepower, going all up to 145. Available in 4 different specification packages. Obviously, you get it in cab, non-cab, but we also offer it in base for the more entry-level farming, the more basic work. Classic is all about the performance. That's our best sellers. And on top of that, we've got the Deluxe and the Dyna 4 for your precision and highly commercialized needs. For more information, reach out to any of us in these little white t-shirts. We take credit card, cash, and gold teeth. The card machine is right inside. My name is Ryan Clark. Thank you guys very much. Enjoy the rest of the afternoon. Ryan! Like het? Jy goed te jy. Ja, wat rustig. Jy sê ons al swer jy het geoefen, nee. Ja, ons al die 4de keer vandag. So ons is al redelik in die groove in. Ons het net nog gechat oor die 9S, nee. Yes. Ek wil eens Ons net met die na kyk, nee. my babiekies. Die babiekies, nee. Nou, hier is die interessante ding, nee. Ek het gaan kyk na die 5M in Agritechnica. En toe sê jy vir my, hy is nie gespek vir ons land nie. Jy het vir hom gespek soos hy moet gespek wees om by ons te werk. The floor is yours. Dis reg, my eerste ding wat ek ooit gedoen het, ek by Echo aangesluit het, is hulle het vir my hierdie projek gegee. So ons werk nou al 5 jaar aan die 5M. Ja. Die 57 en die 67 is van ons belangrikste trekkers in ons aanbieding. En ons wou nie hierdie ene verkeerd doen nie. Ons wou hom eintlik net beter maak. Van 'n markleier na nog 'n markleier toe. En toe ontstaan die Massey Ferguson 5M. So binne in jou 5M lewe jou 57 en jou 67 onder een reeks. Ja. So dis een parteboek, dis een opleiding, dis een alles vir die boere. So baie meer eenvoudig, makliker om te verstaan. En dit is nou net afhangende van wat se horsepower se kom basically in so. Korrek, so ons het altyd 'n 5709 en 'n 5710 gehad. Nou is die 5M 105, die 5M 115 hulle plaasvervangers. En dan van die 6, 7, 11, 12 en 13 het ons nou die 125, 135 en 145. Uitstekend. Okay, vat my eens 'n bietjie rondom hierdie trekker. Okay, so dis cool om te sien. Hulle is nou reg langs mekaar. Die 115. O, wag, ek sien nou eers. Ja. Die Maar hy 115. bietjie korter. Hy is die grootste in die kortwielbasis. Ja. Oei, wat? So 2.43 meter tussen die aste. So jy het 'n lekker lang wielbasis nog steeds vir die klas. Maar dan jou 125, 135, 145 is weer die long wheelbase met 2.5 meter. Nou hierdie ouetjies met die net vir julle 'n bietjie wys, nee. Jy kan sommer duidelik die verskil sien. ja, heel wat groter lyfie, beter lift, beter alles. So dis 'n groter chassis vir daai doeleindes. En dan as jy daai na 4, dan kry jy nog 'n 12 cm en is 2.63 meter. Ja. So nogal Wat kry jy extra nog op die lang. Dyna 4 dan ook 'n bietjie by? Wel op 'n short wheelbase bly dieselfde 2.43, maar op 'n long wheelbase kry jy nog 'n bietjie langer. Swals 'n bietjie daai trekker in, nê. Want eerste ding, ek weet nie kon jy teken op skool nie. Ek weet nie wat het jy met die styling te doen gehad nie, maar baie mooi hoor. Ja, ons het obviously die cyber look soos die nuwe groter Masseys gedoen, maar dis tog 'n erfenis aan ons oorspronklike 135. Onthou jy die grys banner? Ons het selfs die riffeltjies in die grill. Yes, Soos die ou 135, soos ons erfenis. En dan die ou Massey cabs was ons almal grys gewees. Yes. So ons is weer terug na grys cabs toe.
Hou by wat werk. Ja. Okay. Jy moet eers kyk, did you see the... Wow. So as jy ligsitplek koop, kry jy die engraving op die huis. Dis baie cool. Dit is nogal 'n baie nice sitplek met ligversorging. Heel wat gemaklik vir daai manne wat heeldag aan hulle trekkers werk. Vir jou sitplek. En luister hierso nee, ek meen dis al hoe meer omdat jy soveel tegnologie in hierdie ding kry, nê. Is dit die kleiner trekkers was altyd net 'n tool geweest, maar dit het al hoe meer my tool geraak. Ja, dit bly 'n klein trekker. Al het hy 145 perdekrag, gee ons om al die groot tegnologie trekker wat jy nodig het. En nou verbasend vir 'n 4-silinder kan hy nogal byhou met jou gemiddelde 6-silinder in die klas. Ja, want luister hier, dis een ding wat ek nou vir jou wil sê, is ek weet julle het die 7S'e, nê, wat 155 dink ek is. Ek dink nou sommer net hardop jou Keis Puma 155, jou John Deere 641M, daai tipe van goeders. Dis so half, jy weet daai harregat skramskakel, nê, wat jy nou het. Paf, Hy's nou hy kort nou net 'n Springbok Speedo. Ja, so 'n Springbok Speedo aantrek, nê. Want ek meen die realiteit van die saak is as ek wil rip gaan haal ek die groot trekker, nê. As ek wil dis daai tipe van goeders. So hierdie trekkers doen amper meer PTO werk, daai tipe van goeders. Kunsbestrooi, spuit, daai tipe van goed. Ek het nie die groot lyf nodig nie. Hang af, as jy nou op KwaZulu-Natal se kus is of in die heuwels of daai tipe wêreld, soek jy tegnologie in 'n klein pakkie. Ja. So as jy kus langs boere, so tipe grootte presies reg vir jou. En dan vir die ouens wat sê Luister jy praat hè. Ek moet nog dankie sê vir daai boer as hy ooit hierdie video kyk en hy wat daai uit die 737 ons verkoop het hè. Want hy kom van Natal af, hè. En dit was letterlik die trekker was te groot, die implemente, hy dit gedoen. Ja, hy gly so van die Hy het letterlik van daai af gegly en hy het hom ingeruil of basically of verkoop toe vir 2 trekkers. Ek wil net vir hom dankie sê dat hy eers die te groot trekker gekoop het. Ja, so hierdie ouetjies love it. Hulle is baie sal ek sê maneuverable, ongelyke areas. Hulle het die diff locks voor en agter. Hulle het selfs die engine memory. So ja, nee, daar's nie veel wat jy nog kan eis uit 'n Dyna 4. Hierdie is pretty much elke boksie wat jy kon tik by die fabriek. Hoe lank ken ek jou nou? So lank sit 8 jaar, 9 jaar, né? Wat sê 2008 wie? Ja, dit was die heel eerste lot, hè. Maar wat jy nou by Massey is ek het 2012 officially vir Massey officially by hulle begin werk, né. So basically 13 years worth of experience, né? Ja. Ek neem aan jy het al daai gevat en dit ingesit, né, om die trekker vir die boer beste bang vir buck, want ons sê nou net daai skramskakel druk sy kop daarin en is omtrent 2/3 van die prys, né? Ja, dis 'n moeilike ding in my werk. Ek is obviously 'n groot Massey fan. So ek moet versigtig wees vir my eie bias. So ek het my eie opinie en ek het my eie kop wat ek baie keer wil volg. En ons handelaars, ons boere is ook tradisioneel in manier hoe hulle dink. So wat ons eintlik hier gedoen het is ons het baie studies gaan doen. Ons het navrae en vraelyste en baie onderhoude gaan hou met die mense om by hulle te hoor wat is nodig, wat is nie nodig nie. En op die einde van die dag toe vind ons een ding uit. Elke boer is uniek, hulle soek hulle eie ding. Nou jy klop studies wat jy gedoen het. En ja, so toe het ons besef, okay, die nuwe 67, die nuwe 57 kan nie net 'n een spek trekker wees nie. Hy gaan moet veeldoelig wees. Amper soos in jou karbedryf, jy kry jou rental spek, dan kry jy die een spekkie bo en dan kry jy nou die een met die leersitplekke. En ja, ons het dit gaan herontwerp in die landbou game. En nou sit ons tans in die, sal ek sê die looks. En die cool ding is julle het nie die oopstasie weggegooi nie. Ja, ek meen die buismodel, die meganiese ene met 'n droë clutch en 2 remotes, dis my gunsteling. Hy ry vir my die lekkerste want jy kan nog die wrywing voel op die clutch. Is bietjie meer analog. Hy'n weer, nê. Laat my baie dink aan 'n 3DD. Luister hierso, okay. So. Olie vloei en daai tipe van goeders op hom. Ja, kom ek wys jou gou agter, dis nogal interessant. So Massey Ferguson het nog altyd die 98 dubbelvloei pompie gehad. Ja. So basies aan die kant van jou radkas sit jou 57 liter pomp. Ja. As jy nie die tweede pomp bestel is dit al pomp wat jy kry. Nou hierdie ou keer die high flow pomp, so aan die kant sit hy 41 liter pomp. Ja. So dit was maar altyd hoe Massey dit gedoen het en dan die twee pompe bymekaar gekom en na jou remote te gaan. Die nuwe ontwerp is
Die 57 kom hierdie kant in, Ja. die 41 kom hierdie kant in en hulle ontmoet mekaar hier in die middel by jou hydraulics, by jou lift. Ja. So in ander woorde, jy kan hierdie enetjie, hierdie valvebank, hierdie twee, kan jy onafhanklik stel teenoor die twee. So jy kan 27 en sê maar 3 liter per minuut. So dis 'n open center Dis stelsel cool. wat jy kan tune. Hy het ook nou 'n dampvalve, die ou een het nooit 'n dampvalve gehad het, dis Ja. ook 'n groot verbetering. En dan die ouens wat die ou 54's ken, die ou 54, die ou 64, hulle sal hierdie twee solenoids baie goed onthou. Ja. So dis maar net 'n meganiese bypass om jou lift te stel. So jy kan dit of as jy hierdie enetjie indruk kan tel jou lift op, as jy hierdie enetjie indruk kan sak jou lift. So jy kan hom diagnoseer sonder 'n rekenaar. So gepraat van diagnoses, hierdie trekker soek nie 'n special tool nie, hy gebruik 'n gewone OBD2 port. Ja. So jou Midas scan tool sal hierdie ding kan skaneer. So jy het die right to repair. Jy het die right to repair. Of jy nou 'n goeie job doen of 'n slegte job doen, dis vir jou reg. Maar ek sou aanraai, praat eers met jou handelaar. Raai net vinnig nee, alles kom deesdae terug na prys toe. Waar sit die goed in terme van pryse in die mark? Ons het obviously 'n baie suksesvolle prysstrategie in Afrika toegepas. Die oopstasie, droë Wat vat julle hulle aan betaal nie vir Europa nie. Ja, dis daai. Ons het die AdBlues uitgehaal en al daai goeters. Maar ja, jou oopstasie meganiese oplossing is baie selfde geprys as al die ander meganiese trekkers daar buite. Jou classics, dis 'n bietjie premium, maar die ouens weet wat hulle koop. En dan hierdie deluxes is redelik ver onder jou gemiddelde 6-silinder of hoë spek trekker in die klas. En hy boks bo waar hy moet, nee. Hy is nogal cheeky, ek moet sê. Ek het nie verwag dat hy gaan so kan byhou nie, maar ja, baie van hierdie 5M Dyna-4's, veral die 145, hy het nog nie regtig teruggestaan vir 'n 6-silinder nie. Maar okay, sy dag kom. Ek dink daar is 'n bietjie torkverskil. Hierdie ouetjie gee 580 newtons en dan die gemiddeld is hier by 620, 640. So ons is so 40-50 newtons kort. So hang net van wat jou application. Ja, ek wil sê as jy nie 100% van 'n 6-silinder gaan gebruik nie, is hierdie 4-silinder meer as genoeg. Uitstekend. Ryan, dankie baie. Thanks, Chippy. Right, so, luister hier. As jy na toe kom, nee, kom by Massey. Kom mooi lekker daar agter, nee. Jy het moeite gedoen, nee. Tada, nee. Ons hierdie mense. Luister hier. Daai 5M, nee. Ek voorspel nou vir julle 'n ding, nee. Daai trekkertjies, nee, gaan groot marakas maak, nee. Dit is regtig, daai skramskakel wat heeltemal bo sy white box, nee. Wat nie daar hoort nie, wat die baar skoon maak. Daar's hy, nee. So, kom kuier by Massey en dan kan jy ook iets kry by jou sakpas.